Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom by nog 'n uitsending van Radio Scriptura. Vandag gesels ek met Nicolaas Pinaar daar al die pad uit Hermanus in ons virtuele studio. Lekker om met jou te gesels, Nicolaas. Hallo Marnix, lekker om jou te sien en goeiemôre luisteraars. Ja, ons het vandag 'n perspektief episode en vir ons gereelde luisteraars is dit natuurlik seker 'n bietjie van 'n frustrasie om dit te herhaal, maar vir ons nuwe luisteraars wil ek ook maar net sê, die bedoeling van ons perspektief episodes is om nuusgebeure, kultuurgebeure, kerkgebeure wat die afgelope maand gebeur het in 'n Bybelse perspektief te plaas, om die Bybelse lig daarop te laat val. So ons kyk na Junie maand, wat is nou so pas verby is, en dan probeer ons kyk na plaaslike of internasionale gebeure, en dan wil ons, soos ek gesê het, gaan kyk, wat sê die skrif oor hierdie saak, en baie keer is dit eintlik nogal, nie net verfrissend nie, ek dink is altyd verfrissend, vir ons in elk geval, wat deelneem aan die episodes, maar is partykeer nogal onverwags, die temas wat opduik, en dan as 'n mens bietjie daaroor begin gesels, dan kom 'n mens agter, hoorie, maar die Bybel het regtig op verskeie maniere heel wat te sê oor hierdie sake. En vandag dink ek is weer so 'n geval. Ons wil oor twee sake gesels. Een van die sake het ons al reeds op 'n perspektief episode bespreek, maar moenie bekommer nie, ons gaan dit nie herhaal nie, ons gaan nie dieselfde sê wat ons met 'n vorige episode gesê het nie, ons wil bietjie iets anders uitlig. So kom ek begin so. Die eerste onderwerp waaroor ons wil praat vandag is die afdanking van Johan Steenhuisen as minister van Landbou, en dit is dink ek die interessante een waaroor ons wil gesels, want ons wil nie 'n politieke ontleding gee, ons wil nie in die politiek ingaan in terme van hoekom is hy afgedank ensovoorts nie, maar ons wil infokus op die Bybelse perspektief op wat hier gebeur, en veral infokus op die gedagte van aanspreeklikheid. Dis die eerste een. Ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie, want anders gaan ek ons program vooruitloop. Dan die tweede onderwerp waaroor ons wil praat is die teen-immigrante optogte van 30 Junie. Soos ek gesê het, ons het reeds 'n episode daaroor, jy kan gerus daai episode gaan luister. Die episode wat ons opgeneem het was voor die optogte. Hierdie episode van vandag is dan nou na 30 Junie, so ons gaan 'n bietjie nadink oor wat gebeur het op die optogte, en dan wil ons ook ingaan op die gedagte van vrees, en hoe vrees gebruik word om in 'n positiewe sin gebruik kan word, en in 'n negatiewe manier misbruik word. Dit is die twee gedagtes by daardie onderwerp. Nou ja, die eerste onderwerp is dan nou die krisis rondom Steenhuisen, minister van Landbou, en die ewige kritiek in die hofsaake van landbouorganisasies soos SAI en Sakeliga, omdat Steenhuisen hierdie sake in die gesig gestaar het rondom die regeringshantering van landwyse uitbraak van back and closure. En dit gaan onder andere ook daaroor dat die siekte van back and closure natuurlik 'n geweldige groot beproewing is vir ons boere in die land. Maar nie net vir ons boere nie, vir ons almal, want ek meen op een of ander manier dink ek raak dit ons almal. So die siekte het boere miljarde rande se verliese gekos weens beperkings op vee en vleishandel ensovoorts. Hier is nou sake soos entstowwe en regeringsbeheer is nou ter sprake, hofuitsprake, rampverklarings, nuwe maatreëls, al hierdie klas van dinge het nou daartoe aanleiding gegee dat ons 'n verskuiwing gesien het in die kabinet. Nou soos ek net nou gesê het, ons wil nou nie 'n politieke analise hieroor gee nie, dit is nie ons veld nie, hoewel ons glad nie van oortuiging is dat die Bybel niks te sê het oor politiek nie, dit is nie ons oortuiging nie, ons sê die Here spreek op elke terrein, en daarom sê ons die Bybel het juis iets te sê oor die politiek. So dit is nie asof ons sê ons wil nie praat oor die politiek nie, inteendeel, ek meen ons het onderwerpe oor die politiek gereeld. Maar oor die innerlike werking van die kabinet en wie het wat gesê en hoekom is wat gedoen, dit is nie die oogmerk van wat ons wil doen met hierdie episode nie. Ons wil gaan kyk na wat gebeur het rondom die Steenhuisen situasie en hoe dit in die lig van die skrif en die 5de gebod en aanspreeklikheid vir ons iets sê en wat ons daaruit kan leer. En wat die situasie op hierdie stadium op grondvlak is. Hoe moet ons kyk na hierdie kabinetskommeling? Hoe moet ons kyk na mense wat in hierdie posisies staan? En wat sê die skrif oor hulle posisies en hoe moet hulle in hierdie posisies optree
en hulle roeping uitvoer. So, met dit as 'n kort inleiding, Niklaas, ons het voor die episode het ons bietjie gesels oor die gedagte van aanspreeklikheid, en toe het jy ook gepraat van die persoonlike en die publieke aanspreeklikheid. Ek dink dit was die 2 woorde wat jy gebruik het. Wil jy nie vir ons net so 'n bietjie daaroor meer sê en die gesprek vir ons 'n bietjie verder inlei nie, asseblief? Ja, ek dink net oor wat altyd nuttig is wanneer mense na 'n saak kyk, is om dieselfde beginsels op 'n ander voorbeeld toe te pas, en dan is jy onmiddellik vry om jou denke bietjie te laat gaan. En as mens 'n plek waar aanspreeklikheid natuurlik baie groot na vore kom, is in die huwelik. En as dinge skeefloop in 'n huwelik, hoe word wie aanspreeklik gehou? Sê nou maar jy het die nare geval van 'n man wat sy vrou timmer, en sleg sê, en jy weet al die verskriklike dinge. Hoe geld aanspreeklikheid dan in die lig van die verbond wat in die huwelik aangegaan word, as daar trouelose verlating is, al daai goeters. Daar's 'n kom in daai verhouding die punt, as dit heeltemal skeef is, waar vanweë die sondigheid van die mens, soos wat Moses sê en Christus aanhaal, dat egskeiding geoorloof is. En hier het ons in die taal van die politiek iemand wat onderpresteer het, wat hofsaake verloor het, wat hy ernstig betwis het, en ek dink om net iets van die verloop op te noem, ek dink die finale strooi wat die kameel se rug gebreek het, was 'n interne epos in die kantoor waar Steenhuisen se stafhoof gesê dat dit amusant is hoe boereverenigings om hulp vra, en dat dit eintlik 'n getuienis is van 'n institusionele kultuur. En nou moet iemand aanspreeklik gehou word vir alles wat aangaan. En ek dink dit is absoluut 'n pleintjie wat ons vir die DA kan gee op 'n politieke vlak. Hulle hou hulle minister aanspreeklik vir wanprestasie en herroep hom, om hopelik iemand daar te posisioneer wat die werk beter gaan doen met groter respek vir die mense wat hy bedoel is om te dien. Trouwens, die woord minister is 'n Latynse woord wat bedienaar beteken. Ek self is 'n bedienaar van die woord. Dit is 'n Christelike term om 'n minister te wees. Dit kom uit die Christelike politieke skool uit. Die eerste minister is die eerste dienaar van die volk. So daar's aanspreeklikheid, en ek dink soos in enige verhouding, as jy nie goed genoeg doen nie, dan moet jy aanspreeklik gehou word. En in hierdie geval het hulle besluit dit is hy's nie kapabel om hierdie wa deur die drif te trek nie, en hulle herontplooi hom elders. So ek dink dis 'n goeie voorbeeld van aanspreeklikheid teenoor dit wat ons natuurlik baie in Suid-Afrika sien, dat ouens nie aanspreeklik gehou word, en dat jy dikwels mense het wat in posisies bly, nie net te midde van wanprestasie nie, maar te midde van grove misdade. So ek sou sê Steenhuisen het miskien wanpresteer, maar ek dink nie hy het misdaad. Alhoewel van die boere wat onsaglike verliese gelei het, sal miskien sê dit was misdadig. Maar ek wil net sê dit was nie krimineel nie. Hy het dalk verkeerd opgetree op 'n beleidsfront, maar nie krimineel soos wat ander ouens doen en dan aanbly nie. So hierdie gedagte wat jy nou genoem het van 'n minister, ek dink dit dra die groot gedagte wat ons ook onder andere wil bespreek, is dat daar die bediening moet wees. Dis 'n bedieningstaak. Soos jy uitgelig het, dit is 'n bedieningstaak van 'n mandaat wat Christus opgedra het. Maar nou, kom ons gesels net 'n bietjie daaroor wat as, en ek weet eerlikwaar nie wat is Steenhuisen se geloofs-oortuigings nie, ek weet nie of hy gelowig is nie. Maar die vraag is, wat as iemand wat so 'n wat so 'n minister is, en hy glo nie in God nie. Nou sê ons, hulle het tog die opdrag van God ontvang om te regeer en om die opdrag van Christus uit te voer, en dit is om wet en orde te handhaaf in die land. En dan is dit altyd 'n frustrasie vir ons natuurlik, as ons sê, maar hoe nou met hierdie
ministers of regering wat nie gelowiges is nie en wat dus nie die opdrag van God uitvoer nie. Het jy al 'n bietjie daaroor gedink, wat sou die Bybelse antwoord daarop wees? As ons sê hier is 'n minister, wat sê jy? Ja, as ek daarop kan ingaan, as ons dink Romeine 13 is geskryf oor 'n heidense regering, dat ons die staat moet eer, en ons het baie verskoon die Engels case studies van goddelose regerings in die Ou Testament, en dan nie net heidense, maar Israel se konings wat verkeerd doen in die oë van die Here. En dit is, daar is 'n aanspreeklikheid, daar is die oordeel van die Here wat vol raak oor swak beleid waarin sy finale wet nie geag word nie, en soos wat Romeine 1 ook sê, mense uiteindelik aan hulle sondes oorgegee word omdat hulle God nie ag nie. En dan, jy weet, as mens in daai lig kyk, dan is dit iets van 'n oordeel ook oor 'n volk en 'n demokratiese volk waar ons letterlik die leiers kry wat ons wil hê en volgens hulle eie beleid optree, en dan kry mens die uitsette wat jy voor stem. En dan moet jy vra, nou dis nou dalk 'n ander gesprek, maar stem ek reg? En hoe kies ons dan? Want ons het die voorreg om te kies. En trouwens, dis 'n skriftuurlike beginsel, die verkiesing van leiers. Ek het nou onlangs uit die Nederlandse geloofsbelijdenis die verkiesing van die gemeente se leiers, is 'n roeping deur God self. So dit is, die gelowige moet met 'n heilige agting gaan besluit, wie verkies ek? Agter wie se naam trek ek 'n kruisie? En ek wil net 'n pragtige Bybelse gedagte oor kerk-staat verhoudings uitlig uit die salwing van Dawid uiteindelik as koning. Wanneer dit in 2 Samuel 5 gebeur, dan lees ons, so dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die Here, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. So daar, die verbondsgedagte, die amptseed wat ons vandag nog in politiek het, dit sê daar, die volk eis aanspreeklikheid van die leier. Ons is bereid om deur jou geregeer te word vir wie ons stem, maar jy is aanspreeklik om by hierdie eed te hou, en as jy nie doen nie, dan moet jy uit jou ampt verwyder word, of uitgestem word, of hierdie stel, of deur die howe, dit is alles rondom dit. Ja, so wat ek hoor is, jy sê, ongeloof neem nie aanspreeklikheid weg nie. En ek dink dit is wat ons moet verstaan as ons sien daar's ongelowige leiers, amptdraers, kom ons praat eerder nie van amptdraers nie, in hierdie geval is dalk verwarrend, want dan praat ons nog, alhoewel, jy weet, ons moet daar... Jy sit nie ongelowige amptdraer in die kerk nie. Ons praat van 'n minister in die kabinet. As hy 'n ongelowige is, beteken dit nie, hy is nie meer aanspreeklik nie, en ek dink dit is wat in ons gedagtes baie keer gebeur. Ons sê, hierdie aanspreeklikheidsreël, dat iemand die opdrag van Christus moet uitvoer, geld net vir die Christen minister. Wat nie waar is nie, want die opdrag van Christus geld, ongeag of jy hom glo of nie, ongeag of jy sy gesag erken of nie. Christus hou hulle aanspreeklik uiteindelik. So die minister wat ongelowig is en wat onverantwoordelik sy bedieningswerk uitvoer as minister in die kabinet, hy word aanspreeklik gehou nie net deur hy moet nie net aanspreeklik gehou word deur die mense nie, maar hy sal en hy word aanspreeklik gehou deur God, omdat dit 'n bediening taak is van God. Om te illustreer, as ons dink hoe 2 Kronieke eindig met die Here wat die koning van die Galdeërs gestuur het om Israel te straf, want sy volk was ontrou, hou steeds die Galdeërs vir hulle boosheid verantwoordelik. Net al erken die ongelowige minister miskien nie die Bybelse wette nie, is daar die natuurreg wat
wat 'n openbaring is van die wil van die Here wat mens uit die natuur in goeie orde kan aflei vir die goeie regering van 'n volk. Daai wette is van belang. So dit bring ons by die 5de gebod, want die minister, hy bedien die opdrag van Christus, so dit is deel van 'n ministerium. Daar's 'n bedieningswerk wat uitgaan van Christus. So Christus het sy amptenare, hy het sy amptenare wat sy opdrag in die staat moet uitvoer, en hy het amptenare wat sy opdrag by die huis moet uitvoer, die hoof van die huis ensovoorts, en hy het sy amptenare in die kerk wat dit moet uitvoer. Dis een groot ministerium van Christus, en dit is Psalm 24, die aarde en sy volheid daarvan behoort aan die Here. So as ons so 'n geheelbeeld het van Christus se regering en sy mag en krag, dan beteken dit, dan sien ons noodwendig die politiek, en sien ons noodwendig dit wat gebeur met Steenhuisen en ensovoorts. Sien ons onder die gesag van Christus, wat beteken, dis 'n 5de gebod saak, wat sê, ons het hier te make met, nie net ons gehoorsaamheid teenoor die staat nie, maar die staat se gehoorsaamheid teenoor God. En dit is, dink ek, die groot moeite vir ons as gelowiges ook. En met die verbondsgedagte wat dis nie net alleenlik teenoor God nie, dis ook teenoor die volk. Ja. In vandag se politieke gesprekke sal dit wees die kiesers. Daar's ons 'n verbond met die kiesers aan die hand van 'n verkiesingsmanifest. Jy moet doen wat jy gesê het jy gaan doen, indien nie. Maar ook, soos wat jy sê, ja, die Here uiteindelik. Ja. Sure. Ja, dit gaan al twee kante toe. En dit laat 'n mens dink ook aan daardie verbond wat Joshua verkeerdelik gesluit het, toe hulle was dit die Gibeoniete wat ingekom het. Hy was uit onkunde, maar jy weet, ek het soveel simpatie vir die Gibeoniete. Hulle het nie geweet hoe om deel te word van die volk van die Here anders as om te jok nie. Maar toe hulle in is, was hulle getroue, en hulle geslagsregisters kom na die ballingskap uit, nee, dit is, hulle word volledig deel van die volk van die Here, baie kroek, hulle is in. Wat besonders is nie, want dit gaan, ja, dis 'n fout van Josua, maar op grond van die verbond wat gesluit is hulle in. Ja. Maar wat toe later gebeur is dat Saul met alle mag probeer om die Gibeoniete uit te wis. Ja, en dan is 'n mooi wat hy het 'n ras-egte Israel. Hy wou nie Gibeoniete onder die volk gehad het nie. Maar wat toe gebeur, is toe stuur die Here hongersnood, en Dawid vra vir die Here, hoekom is hier sulke hongersnood? En toe kom dit uit, dit gaan oor die bloedskuld van Saul, omdat hy die verbond verbreek wat met mense gesluit is. Ja. Nou ja, dit is iets om oor na te dink wanneer dit kom by die politiek. En eet, nee, dit is die 3de gebod. Eet in die naam van die Here moet jy hou. Ja. Jy kan nie net sê, ek is nou in my posisie en jy mag my nie uit, jy moet jou woord hou, ja. Dit is baie interessant, en ek dink, om hierdie punt 'n bietjie af te sluit en af te rond, dit klink vir my asof 'n mens dalk 'n bietjie verder hieroor sal moet gesels. Miskien kan ons luisteraars vir ons sê, wat dink hulle? Maar om hierdie punt 'n bietjie af te rond, kan ons ook net sê, owerheidsgesag is nie autonoom nie. Jy is nie as 'n minister autonoom nie. Die gesag wat ons kry in watter gebied ons ook al in die samelewing mag wees, die gesag wat ons kry is altyd geleen. Dit word altyd aan ons gegee. Jy het nie gesag in jouself nie, jy is nie autonoom nie. En daarom moet amptenare ook seker maak dat as amptenaar moet ek 'n rentmeester wees en ek moet verstaan dat daar word van my getrouheid geëis en nie net 'n termyn, 'n sekerheid in my termyn nie. So ons amptenare, ons sien dat ons ministers in die kabinet byvoorbeeld, hulle soek termynsekerheid, maar waar is die getrouheid? Waar is die getrouheid aan die ministerium van Christus? Want dit geld ook in die kabinet. Natuurlik geld dit in ons het nou 'n paar aspekte daar rondom uitgelig. Voor ons aangaan na die volgende gedagte, is daar nog ietsie van jou kant? 'n laaste voetjie laat Peter. Met die verbondsgedagte. Veral as gelowiges, daar's nou 'n verkiesing aan die einde van die jaar, plaaslike regeringsverkiesing op pad. En ons het genadiglik in Suid-Afrika die era van koalisiepolitiek betree, wat vir ons die vryheid gee, en ek dink 'n sterk vryheid, en die vrymoedigheid is dalk 'n beter woord, die vrymoedigheid om
te soek vir 'n party wat jou waardes gaan verteenwoordig. Waar jy nie net voel ek moet teen X of Y of Z stem nie, maar dat jy vir iets positiefs kan stem waar en ek dink dis 'n genade van die Here en dat ons dit ook kan ag. Ja. En dat 'n mens ook nog veral wat ons kan sien die opsies het Ja, om te kan kies. ja. Nou ja, dit bring ons by 'n tweede onderwerp, die teen-immigrante optogte wat plaasgevind het op 30 Junie. En die spanning het opgebou in ons land, ons het dit self beleef en ons het self agtergekom dat miskien ons self gevoel het, jy weet dat ons weet nie presies wat nou in Suid-Afrika gaan gebeur as die 30ste Junie aanbreek nie. Want die dreigemente was daar dat alle immigrante moet teen 30 Junie uit. Anders, en nou kan 'n mens hier inkleer, wat sou dan nou die gevolg wees? Daar's baie dreigemente op sosiale media versprei. Ek het 'n video gesien van iemand uit die EFF wat 'n paar dinge gesê het. So daar was allerhande dreigemente en daar was 'n vreestaktiek. Van wie die taktiek was, nou ja, dit weet die Here. Ek weet nie al hierdie dinge van waar hierdie dinge vandaan af kom nie. Waarmee ons kan werk is dit wat ons wel weet en dit wat ons gesien het. En wat ons gesien het is vrees. Wat ons gehoor het by mense is vrees. So die optogte het plaasgevind plek, hier en daar, en ek dink hier en daar was dit ook ewig. Ek weet nie of die optogte van op so 'n skaal gebeur het as wat mense gevrees het dit gaan gebeur nie, ek weet nie. Dit hang seker af van persoon tot persoon, maar ek dink die idee was, die vrees was, dat dit 'n absolute bloedbad gaan wees reg oor Suid-Afrika. En soos ek sê, dit was wel, ek weet dit was ernstig op party plekke gewees. Maar ons wil fokus op die gedagte van vrees wat 'n stryk is. En vrees wat baie keer ook strategies gebruik word. En hoe ons as gelowiges in moet dink oor vrees. So daar's 'n positiewe vrees wat ons vind in die skrif. Ons is nou juis op die tema van politiek en steenhuisen en kabinet en regering en dit beteken ons is by Romeine 13 wat praat van 'n swaard en wat praat van vrees, maar in 'n positiewe sin. Hang af van watter kant van die swaard jy is, nê? En watter kant van die reg jy is. So Nick, help ons 'n bietjie om hieroor na te dink. So ons gaan nie in nou op die spesifikasies van die immigrante optogte nie, want ons het dit al bespreek. So 'n bietjie oor die vrees. Wat is hoe moet ons Bybels hieroor dink in die lig van die optog? Ek gaan my metode wat ek laas mee begin het herhaal en op iets anders fokus sodat mense die beginsel kan regkry. So my dogtertjie toe ek haar gister gaan oplaai by die speelskool, staan in die snoepiery. En pappa en mamma het nie vir haar geld gegee vir die snoepie. So sy in goeie boere Afrikaans was gebast geweest. Sy was uitgevang. En ek vra vir haar, Clara, waar kry jy hierdie R20? Nee, en sy so 'n stoute glimlaggie. Nee, ek het dit sneaky uit my beursie gevat. Ek weet hierdie pappa, ek is in beheer van haar beursie, dit is eintlik ietsie tussen haar en haar mamma. Hier is nou iets aan die gang. Maar jy weet, dit is nou 'n kinderhart en sy wil gaan snoepie koop en sy wil met 'n maatjie deel en jy weet so dit is nou goed so. Maar nou kom die mamma later die dag huis toe en vrees, want ek het gesê ons is eerlik in ons huis. Maar daar's vrees by hierdie kind om dit teenoor die mamma te bely. Want wat ek nie geweet het nie, is sy en die mamma het 'n gesprek gehad die vorige dag, juis oor snoepiegeld en Vrydag teenoor Dinsdae, en snoepiegeld is vir Vrydag. So daar was ongehoorsaamheid. En saam met die ongehoorsaamheid het vrees vir die wettige geslag. Maar daar was 'n mooi belydenis en 'n ontknoping en al die dinge en die oorige speech is bo in die kas gebeere en hopelik gaan niemand diabetes kry. Maar goed. So die beginsel van die owerheid, jy weet ons het nie die swaard gebruik nie, niemand was gestraf nie, dit was net 'n tugtigende, vermaanende gesprek wat verhoudinge vir die toekoms daar gestel het. Maar ja, wat ons jy weet, en dis nou die ernstige ding as ons kyk na die samelewing. So die staat is bedoel om vrees te gebruik. Jy is bedoel om bang te wees op 'n gesonde vlak vir die speedkop as jy die wet oortree.
juist bedoel om te wonder, het die polisieman gesien dat ek iets jy weet, daar moet 'n gesonde vrees wees wat juist 'n burgery tot gehoorsaamheid dwing. Waar daai vrees nie bestaan nie, heers anargie. Ja. Of sy deur misdadigers wat misdaad pleeg, en hier kan ons dink, byvoorbeeld onwettige immigrasie gebeur, want die onwettige immigrante vrees nie die gereg. Dis nie die pay-off, dit is 'n groter pay-off om onwettig in Suid-Afrika te kom werk as wat dit is om gestraf te word vir hulle, want waar hulle vandaan kom is soveel erger. Maar daar is nie vrees vir die gereg. En nou het ons 'n burgery wat sê, alright, die staat dwing nie met vrees wet en orde af nie, so ons gaan ons stem baie hard laat hoor in die dreunssang in Durban se strate. En hier in Hermanus was daar ook misdaad en gewees, het sy, wat nie deel was van die optogte wat vreedsaam was nie. Maar daar word nou vanweë staatsmislukking tree die burgery na vore om vrees af te dwing. En natuurlik, daar's so 'n klomp faktore rondom die onwettige immigrasie en mens oor werkers en die minimumloon en jy weet, daar's ekonomiese klomp goeders rondom dit. Maar oor vrees, dit is eintlik net vrees uiteindelik wat gehoorsaamheid kan afdwing. En hierdie optogte het dit effektief gebruik. Daar's duisende mense uit Suid-Afrika uit. Maar dit is ook 'n persoonlike tragedie vir baie van daai mense wat jarelang gewerk het, wat nie misdadigers is nie, wat getrou gewerk het, wat nie sommer net deur die volgende Jan Rap wat op die straathoek wag vir 'n werk se posisie gevul kan word as 'n vertroueling in 'n besigheid of op 'n plaas nie. Dit is net nie so eenvoudig nie. Ek praat nou weier, maar vrees is goed as dit reg gebruik word. En hierdie optogte het ook daarvan gebruik gemaak. Die dreigement van die swaard. Maar wat interessant is, soos jy nou uitlig, is dat die burgery het gedoen wat die staat moes doen. Die burgery het die vrees geneem en dit self begin toepas, wat nie mag gebeur nie. Die burgery mag nie die staat se swaard uit die staat se hand gaan haal en dit self gaan doen nie. So mens moet nou hier praat oor die gedagte van, weet, is dit reg dat die burgery die vrees wat die staat moet inboesem, het die burgery nou gevat en hulle dit nou begin toepas. En dit is waar dinge nou regtig begin verkeerd loop in 'n land. En ons sien dit in die kerkgeskiedenis ook, waar die burgery dit begin doen. Ja, as ek dink, toe ek groot geword het, Mapogo en Matamaga, die kangaroo courts, wat ingekom het, dit was groot in die nuus, en die mense was oorspronklik so bly, hier is ons ouens wat ons oppas in die townships, en hulle beveilig ons, maar toe daai ouens eintlik, maar nou die ouens wat die geskiedenis weet, maar ek dink hulle het maar 'n bietjie bendeagtig geraak, uiteindelik. Was nie dit wat edel begin het, omdat daar nie regulasie rondom dit was. Aanspreeklikheid. So, die vrees waarvan ons nou praat, is nou, ek wil net sê, terwyl vir ons luisteraars en ons kykers, Romeine 13 sê, die owerhede boesem immers nie vrees in as dit kom by goeie optrede nie, maar wel by slegte optrede. So dit is die beginsel van Romeine 13, in ander woorde, ons sê nie die Bybel sê, 'n land moet regeer word deur vrees nie. Ons sê, die regering het die bevoegdheid om die wat kwaad doen te straf, en dit moet by hulle vrees inboesem, by die wat kwaad doen. So dit gaan nie oor dat die Here 'n diktatorskap voorskryf van vrees vir almal nie, dat almal wat goed en kwaad doen moet vrees nie. Dit is nie die Bybelse beginsel nie, maar die kwaaddoener. Vinnig in die rede kan val, Martin, sorry. So wat net 'n negatiewe voorbeeld van die verkeerspolisie en die polisieman gebruik het, hoor die wetsgehoorsame burger te glimlag en bly te wees as hy 'n verkeerspolisieman sien, want hy weet, as ek 'n papband kry, hier is 'n amptenaar van die staat wat my tot hulp gaan wees, en ek is nie 'n krimineel met
perlemoen in my kar se boot hier in die Wes-Kaap nie. Ek is bly om die polisieman te sien. Hy mag my aftrek. Ja. So nou die ander kant van die muntstuk is dat ons het nou die goeie vrees gehoor wat die Here gee, of wat die staat mag gebruik en toepas, of wat ingeburger word by die slegte mense. Maar nou aan die ander kant vind ons in die skrif baie keer hierdie groot gedagte van dat die duiwel juis vrees gebruik. Ek dink aan Hebreërs wat praat van die vrees vir die dood, dat Christus ook gekom het om die wat onder die vrees van die dood gevange geneem is te bevry. So dis Hebreërs. En dan in Timoteus vind ons die gedagte van dat God nie aan ons 'n gees gegee het van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jesaja 8 wat ook praat van waar die Here ook vir sy leiers vir die koning sê, moenie vrees vir die ander heidense konings nie, moenie bang wees vir hom nie, want ek is God, ek is die Here. So wat die Here eintlik daar in Jesaja 8 doen, en dis 'n besonderse gedeelte daai, is die Here sê, jy is bang vir die heidense koning, maar jy moet 'n groter vrees hê. Jy moet 'n groter vrees hê vir God. Jy moet nie mense vrees nie, jy moet God vrees. So daar's nou ook hierdie ander aspek in die skrif waar die Here juis vir ons en telkens vir Israel ook beveel, moenie vrees nie, jy mag nie vrees nie, jy mag nie bang wees nie, want jy dien God. Nou, wat gebeur met hierdie tipe optogte wat ons nou sien, en ons het dit in die verlede ook in Suid-Afrika gesien en wêreldwyd gesien, waar daar allerlei dinge gebeur en stories versprei word en dit maak die mense bang. En hulle begin die winkels bestorm en hulle steel allerlei, steel ook, maar hulle koop die winkels leeg want almal is bang. Daar's baie dinge in ons lewens wat gebeur wat ons vreesagtig maak. So ons het nou die goeie genoem, dat die kwaaddoener moet vreesagtig wees vir die staat se swaard. Maar aan die ander kant staan die Christen bankvas sonder vrees. Waar kom daai 40. Ja, ek sal nie beef of rugwaarts gaan. Jy weet, ek is veilig by die Here. Ja, so as die optogte en so aankom, dan moet 'n mens eintlik kan sê, kom ons kyk na die kerk. Kom ons kyk na die kerk ook vir ons vastigheid in hierdie tyd van onsekerheid en optogte en dis hoe dit moet wees. Die land moet kan sê, kom ons kyk na die kerk oor hoe moet ons maak in hierdie tye. Hoe moet ons maak in tye van onsekerheid en vreesagtigheid? En die kerk moet nie voorloop met vrees nie. Die kerk moet nie die voorlopers wees en die vrees aanblaas nie. Inteendeel, daar moet by die kerk 'n absolute rustigheid wees in die soewereiniteit van God. Ek dink Spurgeon wat gesê het, dat die soewereiniteit van God is 'n kussing vir die gelowiges. Ons slaap rustig daarop. Dis waar ons sekerheid vandaan haal. Miskien 'n bietjie meer hieroor van jou kant af, Nick, ek weet nie of jy iets nog daaroor wou noem. Jy het 'n klomp goeters gesê wat ek absoluut by aanklank vind. Ek dink oor vrees wat 'n goeie vertaling vir die positiewe vrees in die skrif is ontzag. Dat jy ontzag het vir die grootheid van God of ontzag het vir die werk van die staat en uit daai ontzag het jy respek en gehoorsaamheid en agting. En dan is ek dink die negatiewe vrees is miskien, jy weet, 'n bangheid, 'n skrikkerigheid, jy's onseker van jou posisie. Dis 'n slegte vrees. Dis Adam en Eva wat weggekruip het. Toe die Here hulle kom opsoek het in sy liefde en genade. Maar ek kan eintlik niks anders doen as soos 'n goeie lidmaat amen te sê op wat jy ek dink jy het 'n klomp goeters gecover, maar niks, ek wil eintlik nie nou net travel nie. Amen sê op wat jy gesê het. Ek dink mens kan net dan om af te rond en ons episode af te sluit, 1 Samuel 15 waar Saul ook ongehoorsaam optree teenoor die Here en doen wat die Here gesê het hy nie moet doen. Hy bring offers wat eintlik net Samuel toekom ensovoorts en dan sê Saul, ek het die volk gevrees. Ek het die volk gevrees en dis hoekom hy teenoor die Here ongehoorsaam opgetree het. Wat beteken dit? Dit beteken die mensevrees van Saul was groter as die godsvrees. En hierdie tipe optogte vir die verbond van die volk se kant af, hy is aangestel as koning nie, dit was sy agting. 'n selfbeeld issue veral by Saul gewees. Ja. Maar hier is 'n groot gedagte waaroor ons kan nadink en hierdie optogte en so herinner mense bietjie daaraan. Is my mensevrees groter as my godsvrees? As ons regtig weet wie die God is wat ons dien, dan sal ons 'n groter vrees hê vir God as vir mense.
En dit is nie 'n vrees wat ons onverantwoordelik maak nie. Verstaan mooi, dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie ek dien God en daarom gaan ek nou oor die straat loop sonder om links en regs te kyk nie. Maar hier's 'n beginsel in die skrif wat 'n Christen moet waarneem. En dit is dat vrees werklik misbruik word, ook om die kerk en gelowiges gevange te neem en die land te stuur en te manipuleer. Daar is 'n politiek van vrees, van as jy nie dit vir ons doen nie, dan gaan die erger boosheid en daarom, dit is baie manipulatief. Ja. So dit herinner aan ons hervormers, Martin Luther, hier staan ek kan nie anders nie. Waarom sê hy dit? Want hy het 'n groter vrees vir God as vir die dreigemente van die kerk. As ek net 'n laaste gedagte mee kan ook sê is, laat ons onthou om te bid vir die regering, vir die wettige regering, dat daar orde kan wees in Suid-Afrika, dat die staat werklik die swaard reg sal gebruik, dat die burgery nie so gefrustreerd sal word om te sê, die staat doen niks, ons moet nou alles self doen nie, dat die staat daar regmatige plek sal inneem, en dat ons agting en respek en blydskap sal hê vir die heerskappy van die Here deur goeie staatsamptenare, op watter vlak dit ook al mag wees, van die lisensiekantoor tot al die pad bo. Moet ons nie nalat om te bid. Ja, en saam in ons gebede moet ons ook daaraan dink dat ek sien in Romeine 13 dat dit die taak is van die staat om vrees te propageer, selfs vir die kwaaddoener nie. Dis nie die taak van die staat om vrees in te boesem nie. Dis die taak van die staat om wet en orde te handhaaf en wet en orde wek vrees by die onordelike. Maar dit is nie die taak van die staat om vreespropaganda te dryf en te probeer regeer deur vrees nie. Dis nie Romeine 13 nie. Romeine 13 sê, handhaaf die opdrag, die mandaat van Christus, die vrees sal kom van die kwaaddoener se kant af. Maar mag ons ook bid daarvoor dat ons nie regeer word deur vreestaktieke nie. Maar dat ons godsvrees sal hê. Nick, hierdie was vir my 'n besonderse verrykende gesprek. Ek het dit regtig baie geniet. Ek hoop dis die geval ook vir die luisteraars en die kykers. So ons gaan groet vir nou en dan sal ons 'n volgende keer mekaar weer sien. Goed gaan, totsiens. Mooi bly Marnix, geniet Pretoria. Maak so, dankie en jy Hermanus. Okay, bye. Bye.